Gek oor haar eie Afrika, Ondier episode 100. Hulle spring dou voor dag Dinsdag van die leeuplaas af weg. 2 bakkies met Rory en 'n vrywilliger by hom in die tweede Land Cruiser bakkie. Elkeen met 'n stewige hok op. Sergio het die leeu's net liggies verdoof om hulle kalm te hou vir die lang pad. Sergio het vir Lia en Arend by hom in die voertuig. Arend in die passasiers sitplek langs hom en Lia agterin. Sy sit meer agterste voor op die sitplek om deur die venster na agter te kan kyk, hoe dit met die maanaar daar agter by hulle op die bakkie gaan. Hy en Arend gesels medisyne oor hulle studies. Ons mense se tradisionele medisyne word nie werklik deur die Weste of deur my mede-Amerikaners erken nie, vertel die Indiaanse man, dat ek besluit het om eers medies te gaan swat by Harvard, die papiere en die erkenning daar te kry. Dit was van kleins af my droom om mense gesond te dokter. Ek veronderstel, dit is wat gemaak het, dat dit Sylvie se ambisie ook geword het. Ek was so bietjie haar rolmodel, veronderstel ek. En jy, Sergio, hoe die joos het jy hier in Afrika uitgekom as 'n rou Portugees uit Europa? Ja, dit het ook maar gegaan oor die heel maak en die gezond maak ding waarvan jy praat. Ons gesin het van ons troeteldiere gehou. Daar was altyd allerhande diere in die huis. Katte, voëls, honde. Ek wou mal word as een van die goedjies siek was en ek nie geweet het wat hulle markeer nie. Gedurende een van ons vakansies in Frankryk, daar in Parys, het ons saam met die klomp op die plein gesit tydens hulle Vryheidsdag viering op 14 Julie. En toe het ek gesien dat feitelik almal van hulle 'n hond of selfs 'n kat by hulle gehad het, 'n papegaai wat op een of twee se skouers gesit het. Die Franse is mal oor hulle diere. En Parys het my aangegryp. Ek het geweet ek wil daar gaan swat en toe het ek geglo dat ek ook daar gaan werk. Maar toe werk jy nie daar nie? Nee, ek het nogal gereeld by veeartse gaan uithelp terwyl ek geswat het. Maar ek was in my finale jaar toe my maale besluit het om 'n lodge in Mosambiek te koop. Uiteindelik hierdie in Tofu waar jou sussie hulle nou hulle honeymoon hou. My oupa, hulle was oorspronklik van Mosambiek, glo dit as jy kan, aan die einde van my finale jaar, en dan soek al die studente 'n plek om praktiese ondervinding te gaan opdoen, en daar sien ek 'n werk wat my Afrika toe sou bring, onder andere Onderstepoort in Pretoria, en die Kreurwiltuin toe. En toe besluit jy om in Afrika te bly, soort van. Sergio gooi 'n kyk in 'n triespeeltjie en hy vang Lia se oog. Jy kan maar sê van jou eerste en grootste liefde wat jy toe hier in Afrika ontmoet het, Sergio, glimlag Lia. Die een wat jy ook later vanaand gaan ontmoet, Arend, ene Dr. Katja. Arend draai om in sy stoel. Hy wil seker self sien of Lia alright is met die feit dat hulle op pad is na Sergio se eerste en grootste liefde. Maar Sergio keer, nee, sy was miskien my eerste liefde, maar beslis nie my heel grootste nie. Ek moes self eers groot geword het om 'n grootste liefde te verstaan en te leer ken. En daar sit sy, Lia Hurter, en ons gaan trou, Arend. Baie binnekort. Ons het dit al voor die naweek besluit, maar ons wou net eers vir Haya en Sylvie kans gee om hulle groot dag te geniet. O, en hulle het, glimlag Arend, dit was voorwaar 'n baie lekker trougeleentheid. Wel, ek sê sommer nou by voorbaat vir jou, dat jy ook na my en Lia se troue genooi gaan word. Ek het aanvanklik gedink, ons kan in Tofu op die strand trou, maar die meeste van ons vriende is hier na by Hurters Retreat. Toe het ons besluit, ons trou sommer net daar. Dan laat ek Aleid my familie invlieg. Hy vang weer Lia se oog in die spieël en toe sê hy, maar miskien moet ek en my aanstaande vroukie net eers die finale detail bespreek, die hoe en waar en die datum, voordat ek so op loop gaan met dit alles. Wel, hy is die belangrikste ander bestanddeel in die troukoek van die dag, spot Lia en sit haar arms van agteraf om sy nek. Natuurlik het jy net soveel te sê oor die saak as ek.
Maar kom ons verveel nie nou vir Arend met die detail waaroor ons nog nie self finaal besluit het nie. Ag nee, wat julle kan praat, ek geniet dit. Dit lyk daarom nie asof Arend dit net uit ordentlikheid sê nie. Dit lyk asof hy die rit werklik geniet. Die selfoonsein kom en gaan en op 'n stadium piep Arend se foon en die volgende oomblik verskyn daar 'n string fotos van Tofu en Sylvie en Haya op sy WhatsApp. Sylvie wat fotos van hulle wittebroodsbestemming en vakansie met hom deel. Hy hou dadelik sy foon so, dat Sergio en Lia saam kan kyk. Wel, jy behoort eintlik saam met Aleid te vlieg, as hy die naweek deur gaan Tofu toe, om die twee te gaan haal, sê Sergio. Ek sal reël met my maale, dat jy ook daar kan tuis gaan. Jy kan beslis nie in Mosambiek weet, en nie ook daar 'n draai gaan maak nie. Natuurlik wil ek daar gaan draai, ek het gedink om het met die karretjie wat ek gekoop het te doen, maar as ek kan invlieg, soveel te beter. En wat van ons gaan saam, vra Lia. Ek is seker Aleid sal vir ons 'n baie spesiale tarief gee om saam te vlieg. Dit is nou as hy van Hurters Retreat af vertrek daarna toe. Hy is nogal 'n besige vlieënier. Miskien kom hy met 'n wye draai van Barra af hiernatoe. Maar dit is 'n goeie idee. Ek probeer so 1 maal per maand by my mense uitkom. Ek sal hom van iewers af bel om te hoor hoe lyk sy program vir Vrydag. Teen 1 uur stop Sergio onder koeltebome en hy en Rory gaan loer versigtig onder die seile in om te sien of die leeu's daar agter in hulle hokke rustig is. Maar dit gaan goed met die twee. Lia pak die toebroodjies en padkos wat Maria se kombuis gemaak het op 'n opslaand tafeltjie uit. Hoe ver moet ons nog ry? Vra Rory. Ag, net nog so 2 dae. Ja, ek spot met jou man, 2 ure se ry. Ons is amper daar, troos Sergio. En Rory se gesig helder op. Natuurlik word hulle weer op Navara met die oopste van oop arms ontvang. Die 2 maanaars se hok en kamp waarin hulle vir 'n kort rukkie gaan woon, voordat die hekke oopgemaak kan word, sodat hulle by die wyfie top, wat daar naby is, kan aansluit, is ook 5 ster. Ek kan verstaan dat julle hierdie lewe kies bo 'n stadsoorwoud soos Parys, sê Arend, toe hulle laat aand almal buite sit en die sterrehemel en die naggeluide daar geniet. Ek sal nooit permanent in 'n stad kan woon nie. Dit voel hier so bietjie soos daar by ons in Arizona. Ek werk op die oomblik by 'n navorsingsinstituut en universiteit in Tucson, waarvoor ek en 'n klompie studente pas 'n navorsingsstuk oor die inheemse medisyne voltooi het. Is jy nie meer 'n praktiserende medikus nie? Vra Katja se man Dave. Ek is nog op die mediese rol, as dit is wat jy vra, en ek sien gereeld pasiënte daar in die trusts. Die Indiane woon mos in trusts. Daar is heel wat van ons mense wat kies om daar te woon, wat dinge nog graag volgens die ou tradisies aanpak. En jy nie meer nie, Arend? Vra Lia. Het jy en Sylvie jyself 'n bietjie losgemaak van julle erfenis? Wel, nie regtig losgemaak nie, maar 'n mens kan nie altyd met alles saamstem nie, antwoord Arend. Hulle sal hom nie verder pols nie. As hy nie wil praat nie, is dit sy saak. Maar om een of ander rede maak Arend vanaand oop. En dit selfs vir Katja en haar duif ook. My pa was een van die stamkapteins van ons klomp. Ons familie se hoof. Sy eerste vrou kon nie vir hom seun gee nie, en toe sy sterf, het die oudstes vir hom 'n vrou gebring. My en Sylvie se ma. Ek weet nie of my pa ooit werklik vir haar lief was nie, maar hy kon nie nee sê nie, want hy was 'n stoere ou Indiaan. Miskien het hy nooit oor sy eerste vrou se dood gekom nie, want hulle twee het 'n baie lang pad saam gestap. Hy het baie oor haar gepraat, selfs voor my en Sylvie. Maar tog, mymer Arend, ek het gedink dat my pa oor my ma getreur het. Natuurlik het hy oor haar getreur. Ek
kan nie anders dink nie, sê Lia. En toe gaan Arend aan. Nou regte, sou ek by my pa moes oorneem as stamhoof, sou hy te sterwe kom, maar ek wou nie. Ek was maar skaars 13 toe hy sy kop neerlê, 'n pure kind, en ek het geweet dat ek eerder eendag wil gaan swat, iets wil maak met my lewe, anders as om daar in die trust te woon. Gelukkig het my oupa toe nog geleef. Ons het my pa se jonger broer as die nuwe hoof van ons stam voorgestel, en dit is eenparig aanvaar. Met sy afsterwe het my neef sy seun by hom oorgeneem, 'n baie goeie en wyse man, en ek het nou nog kontak met hulle almal. Ek hou van my neefs, hulle is goeie mense, ons kuier soms oor en weer. Donderdag terug op Hurters Retreat, keer alles terug na normaal. Sergio is weg na die hospitaal en Lia werk aan die kleigoed vir haar teepot-uitstalling vir die galery daar in Pretoria. Sy en Sergio het tot laat aand gesels oor hulle eie komende troue, so paar goedjies gefinaliseer. Dit gebeur 2 maande van nou af en net hier op Hurters Retreat. As Sylvie 'n troue in 3 weke kon reël, is 2 maande seker genoeg vir haar en Sergio om ook 'n baie lekker geleentheid daarvan te maak. Dit is nou wel haar 2de troue, maar dit is immers Sergio se eerste en met sy familie wat kom, moet hulle dit spesiaal maak. Nou nie een van daai wit trourokke en lang sleep dinge nie, maar sy sal darm iets mooi aantrek. En toe onthou Lia van 'n paar stukkies klere wat haar ma nog daarbo in John se woonstel in die een kas gelos het, en tussen daai klere is 'n trourok. 'n Tipiese Portugese trourok met mooi en ryk handborduursels op. Kleurvol, al is dit op swart geborduur. Dit was haar ouma se trourok, waarvoor haar ma en sy hulle neuse opgetrek het. Hulle wou mos albei graag nuwe wit trourokke hê met sluiers. Wie trou in 'n swart rok met rooi, wit en goud daarop geborduur, en dan daardie pragtige sluier wat lyk soos iemand wat besig is om te rou, al is dit ryklik met swart, rooi en goud geborduur. Dit is in liefde handgemaak deur 'n groot ouma, wat Lia mos nooit geken het nie, maar vir haar ouma Gonzales, wat 'n lang en gelukkige huwelik met haar oupa gehad het. 'n onverwagse nostalgie tref Lia, toe sy weer aan daardie rok dink. Dit is eintlik 'n lieflike rok. Sy het dit een keer in haar matriekjaar gaan aantrek, en dit was pragtig. Sy het soos 'n prinses gevoel, maar sy het nooit aan dit gedink as 'n trourok nie. Nou was sy haar hande en stap in die trappe op. John is mos steeds in Bonsai by Paula. Hulle kom eers weer die naweek huis toe. Die rok hang nog net daar onder 'n groot plastiek sak, wat dit vir jare al moes beskerm. Dit ruik na motbolle en wie weet wat nog. 'n Goeie ding, want nog niks het baie deur die satijn en handgemaakte kant en net gevreet nie. Lia stroop haar eie klere van haar lyfie af. Sy trek die rok aan en gaan staan voor die vollengte spieël in die aantrekkamertjie. Die rok lyk weer eens asof dit net vir haar gemaak is. Sy sit die geborduurde wye gordel aan en trek dit styf. Die romp klok uit en dit beklemtoon haar dun middeltjie. Sy hang die deurskynende sluiermantel oor haar skouers. Dit hang oor die swart rok tot op die grond. En weer eens voel sy vir haarself soos 'n prinses uit een of ander sprokiesverhaal. En toe weet sy dat sy haar trourok aan het. Dit kort net 'n was. So as dit 'n ligte handwas sal oorleef, dan gaan sy beslis nie verder soek na 'n ander rok nie. Met die trourok in haar hande stap sy na die groot huis se waskamer. Sy tap lou warm water in die wastrog. 'n delikate trourok soos hierdie een plons jy nie net in die wasmasjien nie. Met 'n skietgebedjie opwaarts onderdompel sy die laag op laag van die rok. Druk dit net so hier en daar.
Dit is nie regtig vuil nie. 'n Klein bietjie stof en dan daardie reuk van die motbolle. Dit is al wat sy wil uitkry. Sy spoel dit versigtig uit. 2 keer, al weeg dit 'n ton van die baie water daarin. Uiteindelik hang sy dit oor een van die hangers daar. As die ergste water later uit is, sal sy dit iewers gaan hang, waar niemand dit sal sien nie. Wanneer sy uiteindelik terugstaan en naar werk staan en kyk, sien dat alles nog heel is, die borduursel nog net so mooi is, soos die dag toe dit gemaak is, toe lui haar selfoon. Dit is haar ma, Emily. Is dit 'n teken? Vir die eerste keer wonder sy of sy veronderstel was om haar ma se toestemming te vra, voor sy die rok 'n waterdoop gegee het. Maar nou is dit te laat. Gelukkig het die rok dit sover oorleef. Haar ma weet nog in elk geval nie dat sy gaan trou nie. Miskien is dit nou die geleentheid om haar in te lig. Hi my liewe kind Lia, besef ek nou eers hoe lank laas ek en jy gepraat het. Is jy gesond? Is alles reg daar? Gaan dit goed? Kan ek praat? Is jy besig met iets? Nee, ek is nou net klaar. Ek het so bietjie wasgoed gewas, antwoord Lia vaag weg. En daar by jou, Emily? Gaan dit goed? Waarmee is jy besig? Ag nee, dit gaan baie goed, dankie Lia. Maar daar is iets wat jy moet weet. Ek het die man van my drome ontmoet, en ek gaan hom nie deur my vingers laat glip nie. Ons gaan trou, my kind. Ek het gewonder of jy dalk lus is om Portugal toe te kom vir die geleentheid. Jy is mos my enigste kind, jy weet. O, ek weet, of liewer ek het dit nog altyd vermoed, spot Lia. Maar sy maak nie 'n regtige grap nie, want sy het 'n vraag. Emily, ek het dikwels gewonder oor iets. Hoekom het jy en John nooit nog 'n kind gehad nie? Daar is 'n oomblike stilte. Toe erken haar ma. Ons wou bitter graag. En daar was eintlik ander, Lia. Ek het 2 miskrame gehad, seentjies. Miskien is dit goed dat jy dit nou ook uitvind. Dit gebeur in ons familie. My ma, jou ouma, dit is ook hoekom het net ek was, en jy. My ma het 4 miskrame gehad. Dit is nou jou ouma Conjals. 3 voor my en 1 na my. Ek het dikwels oor iets anders gewonder, jy en Ralph. Miskien is dit die rede hoekom julle ook nooit 'n baba van julle gehad het nie. Anders was julle dalk miskien net te kort getroud, om werklik uit te vind of daai enetjie sou wees. Lia soek 'n stoel om te gaan sit. Dit is waar wat haar ma sê. Hulle is 'n familie van enigste kinders, of ouerpare met geen kinders. Dalk net meisiekinders so hier en daar, dogtertjies gewoonlik, aan die Conjals kant in elk geval. Haar ma en haar ouma en sy self is enigste kinders. Ag nee, dit ook nog. Dit alles bevestig net weer eens hoe skraal die kans is dat sy en Sergio eendag 'n kind van hulle eie sal kan hê. Miskien moet sy dit net nog 'n keer met hom ook bespreek. Dit vir hom noem wat sy nou net agtergekom het en seker maak dat hy steeds met haar sal wil trou. Sy ken mos hierdie mooi man elke dag 'n bietjie beter en sy weet en sy sien aan hom hoe hy stilletjies hoop en ander mense se kinders begin geniet. Wel veels geluk, Emily, sê Lia, en sy kan nie help om die hartseer in haar stem te hoor nie. Sy wonder of sy nou al met haar ma oor haar en Sergio se planne ook moet praat. Maar sy vra eers, so wanneer is julle groot dag, Emily? Oor 2 maande, sê Emily. En toe sy die datum noem, wonder Lia of sy moet uitbars van die lag of begin huil. Want dit is presies die dag wat sy en Sergio gekies het.
vir hulle troue ook, word vervolg.